Goeiemôre en baie welkom by vanoggend se meditatiewe diens. Kom ons raak vanmôre stil. En kom ons raak ook bewus wat dit beteken om onder die Here se vleuels, onder die Here se vlerke te gaan wegkruip met die wete dat die Here ook vir ons sorg. Ek kyk op na die berge, waarvandaan sal my hulp kom? Ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het. En vriende, ek kom groet u vanoggend met die woorde van Paulus, maar ook die woorde van die psalmdigters en die profete, wat sê genade, barmhartigheid en vrede van God ons Vader, die moeder wat vir haar kuikens sorg, die arend wat haar kuikens vang as hulle uit die nes uitval. Vir ons is daar gemoedsrus en ons weet, ons is nooit alleen nie. Terwyl ons so sit, gaan ek 'n lied speel. Dis 'n Khoza lied deur die Universiteit van Pretoria se kamerkoor en dit is 'n gebed Ukuthula wat eintlik 'n responsoriese lied is waar die voorganger sing, gee ons vrede, dan antwoord die koor, gee ons vrede, daarna gee ons genade, gee ons vryheid, gee ons verlossing, is dit bou op. So terwyl ons so sit, terwyl ons ook in stemming kom vir die diens wat voorlê, kom ons luister na hierdie gebed saam.
Kom ons haal 'n oomblik of twee net lekker diep asem. Ons raak bewus van die dinge wat ongemak binne ons maak. Ons voel waar dit is. Kom ons dink vir 'n oomblik of twee daaraan. En dan laat gaan ons. Vanoggend wil ek baie graag stil staan by een spesifieke beeld. En dit is hierdie gedagte van om onder die vleuels, onder die vlerke van die Here te skuil. So terwyl ons so sit, kom ons maak ons oë toe en ons sien hierdie beeld voor ons. 'n Mamma voeltjie wat haar kuikens beskerm. So beskerm die Here ook vir ons. Ons gaan sit met hierdie gedagte en dan sal ek oor so rukkie 'n lied aansit waar ons net kan ontspan en luister. Psalm 91 vers 1 tot 4. Hy wat in die skuilplek van die Allerhoogste woon, oornag in die beskutting van die Almagtige. Ek sê vir die Here, U is my toevlug en my vesting, my God op wie ek kan vertrou. Hy sal jou red uit die struik van 'n voëlvanger, van die dodelike pes. Hy sal jou met sy vlerke bedek. Onder sy vlerke sal jy skuil. Sy trou is 'n skild en 'n pantser.
Die gedagte om onder die Here se vleuels of se vlerke te veilig te wees, weg te kruip, is nie nuut nie. Ons kry dit op verskeie plekke in die Bybel. In Eksodus 19 op Sinaï, toe God die volk wou herinner dat hy nog altyd by hulle was, sê hy: "Julle het gesien wat ek aan Egipte gedoen het en hoe ek julle op arensvlerke gedra het en na my toe gebring het." In Deuteronomium 32, toe God die volk wou herinner aan hoe hy by hulle was in die woestyn, lees ons: "Hy het sy volk in die woestyn gevind, in 'n onbewoonbare land waar daar woestyndiere skreeu. Die Here het sy volk omhels, hom vertroetel en versorg soos die appel van sy oog. Soos 'n arend wat sy kleintjies uit die nes uitskop, oor hulle fladder en hulle vang op sy vlerke wat hy vir hulle oopsprei. Soos 'n arend wat sy kuikens op sy vlerke dra, so het die Here, net hy alleen, sy volk gelei." En dan natuurlik is dit 'n beeld wat ook 'n paar keer voorkom in die Psalms. In Psalm 17: "Bewaak my soos die appel van u oog, steek my weg in die skaduwee van u vleuels." Psalm 36: "Hoe kosbaar is u troue liefde, o God, mense skuil in die skaduwee van u vleuels." Psalm 57: "Wees my genadig, o God, wees my genadig, want by u skuil my siel. In die skaduwee van u vleuels skuil ek, totdat die rampe verby is." Psalm 61: "Laat ek vir altyd in u tent vertoef. Laat my skuil in die skaduwee van u vleuels." Psalm 63: "Wanneer ek aan u dink op my bed, in die nagure oor u pyns, want u was vir my 'n hulp, en in die skaduwee van u vleuels jubel ek." Die profeet Jesaja het ook hierdie beeld gebruik om die volk te herinner van die belofte dat hy hulle sal terugbring uit ballingskap. Jesaja 40 lees ons: "Weet jy dit nie? Het jy dit nie gehoor nie? 'n ewige God is die Here, skepper van die eindes van die aarde. Hy word nie moeg nie, raak nie afgemat nie, ondeurgrondelik is sy insig. Dit is hy wat die vermoeides krag gee, wat lewenskrag vermeerder vir die wat geen vermoëns het nie. Jong seuns word moeg en raak afgemat, jong mans struikel en val. Maar wie op die Here wag, herwin hulle krag. Hulle kry nuwe vere soos arende. Hulle hardloop en raak nie afgemat nie. Hulle loop, maar raak nie moeg nie." Die teks wat ek gelees het vroeër, Psalm 91, is seker een van die bekendste, mees aangehaalde tekste wanneer dit kom by die Here wat ons onder sy vleuels neem, onder sy beskerming neem. Dit is 'n psalm wat geskryf is heel moontlik deur Dawid. En daarom, terwyl ons so sit, kom ons luister ook na hierdie lied wat geskryf is vir Dawid, om iets van Dawid se ervaring en sy worsteling ook saam te vat. Ek gaan so 'n oomblik of twee net gee waar ons kan stil raak en luister nog, en dan sal die lied net spontaan speel.
Psalm 91 is 'n lied van vertroue. Dit gaan oor om stil te staan by 'n skuilplek. 'n Plek waar jy kan rus, selfs al voel dit of die wêreld rondom jou onseker en bedreigend voel. Die digter gebruik 'n beeld wat ons almal ken. 'n Voël wat haar kuikens onder sy vlerke inskuif. 'n Arend wat sy kuikens op sy vlerke dra. Hierdie is 'n beeld van beskerming, van nabyheid en van sorg. In die Joodse tradisie sien rabbies Psalm 91 nie as 'n belofte dat alles net goed met jou sal gaan nie. Hulle lees dit eerder as 'n herinnering dat God teenwoordig is in ons nood, dat hy ons dra en by ons is, selfs wanneer ons self nie kan nie. Die Midrash beskryf dit as 'n voël wat sy kleintjies beskerm, nie dat die gevare verdwyn nie, maar dat die kleintjies krag ontvang om te oorleef en om weer op te staan. Dit kom daarop neer, jou lewe is vir God belangrik. Hy neem verantwoordelikheid vir jou. Nie deur alles te verhoed wat moeilik is of pynlik is nie, maar deur jou te dra en jou te ondersteun, te versterk en by jou te wees. Dit beteken dat God jou sien en jou hoor, dat hy jou vrese ken en jou pyn verstaan, en dat hy jou dra wanneer jy swaar dra, en hy gee vir jou lig in jou donker tuine. Ons leef in 'n tyd waar dinge dikwels skeefloop. Geweld, verdeeldheid, geestesgesondheid wat worstel, onsekerheid wat ons laat huiwer. Dit is die wêreld waarin ons staan. Die psalmdigters het dit ook ervaar. Selfs Paulus het dit ervaar, toe hy in Romeine 8 geskryf het dat die dood kan ons nie skei van die liefde van God nie. En dit is dieselfde liefde wat ons dra deur alles heen. Psalm 91 het ook 'n mooi beeld. Jy sal oor leeu's en adders loop. Leeu's en slange sal jy doodtrap. Nou hierdie beeld gaan nie noodwendig oor fisiese gevare nie, maar dit gaan oor moed en oor vreesloosheid in ons lewe. Waar ander huiwer, mag ons waag. Nie omdat ons alles kan oorwin nie, maar omdat ons weet God is met ons. Hy gee ons krag en hy laat ons nie alleen nie. Die ou woestynvaders het hierdie psalm ook op 'n soortgelyke wyse verstaan. Augustinus het gesê dat die vlerke van God nie net beskerm teen die wêreldse gevare nie, maar dat dit die siel veilig hou. Ons siel is veilig in die teenwoordigheid van God. Gregorius die Grote sien die vlerke as die lig van God wat jou beskerm teen al die donker rondom jou. Buite jou, maar ook binne jou. Irenaeus van Lyon het gesê, God se heerlikheid verskyn daar waar mense voluit leef. Voluit leef beteken nie 'n selfgesentreerde lewe nie, dit beteken vreesloos en met oorgawe doen wat God van jou verwag, wetend dat God jou ook beskerm. Voluit leef is om te waag, om lief te hê in 'n gebroke wêreld. Dit beteken nie dat alles goed sal gaan of dat alles in plek sal val nie, maar dat ons wel op God kan vertrou en dat God met ons is. Hy sien jou, hy hoor jou, hy ken jou naam, hy dra jou in jou angs, hy gee jou krag wanneer jy dit self nie kan vind nie. Voltaire het gesê, God het ons die gawe van die lewe gegee. Dit is ons keuse of ons onsself aan die gawe gaan gee om te lewe met oorgawe. Psalm 91 herinner ons dat ons hierdie gawe nie net oor ons eie krag gaan nie,
Dit gaan oor vertroue, om oor te gee aan die een wat ons dra en wat ons beskerm, wat ons bystaan, dag vir dag. So mag hierdie beeld dan ook jou vanoggend bemoedig, jou inspireer om voluit te lewe, vreesloos en met oorgawe. Mag jy weet dat jou lewe ook vir God belangrik is, dat hy jou sien, jou hoor, jou ken, jou dra en jou krag gee, vir altyd. Onder sy vleuels kan jy beskerming vind. Jy kan wegkruip teen die Here se bors. Die Here hou jou vas. Ek gaan 'n paar oomblikke gee waar ons net hieroor kan nadink. Daarna gaan ek 'n moderne weergawe van Psalm 91 vir ons voorlees as gebed. Wie sy rus vind in die teenwoordigheid van die Allerhoogste, wie sy hart in God se hand laat rus, kan sê: U is my veilige plek, Here. Nie omdat niks ooit met my gebeur nie, maar omdat U saam met my is in alles wat gebeur. U sien my wanneer geweld my stad tref, wanneer vriende en families teen mekaar draai, wanneer ek self nie meer weet hoe om te leef nie. U ken my vrese, my geheime wonde, my onrus oor môre. U hoor my kreun, die dinge wat ek nie eers kan bid nie. U bedek my steeds met U teenwoordigheid. Nie soos 'n skild wat elke slag keer nie, maar soos arms wat my optel elke keer wat ek val. U trou is my krag om weer op te staan. U nabyheid is my asem wanneer ek nie meer kan nie. Ek hoef nie voor te gee of ek nie bang is nie. U weet ek is. Ek hoef nie alles self te dra nie. U dra saam met my.
Selfs al val duisende om my, al raak die nuus al hoe donkerder. U lig bly steeds op my pad skyn. U sê, ek sien jou, ek ken jou naam, ek is by jou in jou benoudheid, ek gee jou krag en hoop. Ek sal jou dra, tot jy weer kan staan. U gee nie vir my 'n lewe sonder swaar kry nie, maar 'n lewe wat deur u gehou word. U maak my nie onaantastbaar nie, maar u maak my vas in u liefde. En dit is genoeg.
Dankie Here dat U ons onder U vlerke bedek. Dankie Here dat U ons dra op U vlerke. Here, ons bring ons vrese, ons angs, ons bitterheid en ons wonde voor U. En ons vra U dat U ons sal leer om voluit vir U te leef. Here, hoor ons as ons bid. Vriende, ek hoop u het vanoggend se diens ook geniet. Daar was 'n progressie gewees. Die liedere wat ons gespeel het alles ook iets te doen met die tema. Ek weet nie of jy dit agtergekom het nie. Ek gaan die seën uitspreek en daarna gaan ek nog 'n lied speel, 'n lied deur die komponis Ludovico Einaudi. En hierdie lied se naam is Golden Butterflies, maar dit gaan oor die vlinders wat besig is om te vlieg. En dit is ook dan waarmee ons uitbeweeg. Jy is baie welkom om te sit, op die eie tyd nog, die musiek klaar te luister, dalk nog 'n bietjie te bid. Maar ja, jy is welkom, maak jouself tuis, en dan kan jy spontaan uitbeweeg soos wat jy kan sien, soos wat jy voel. So mag die Here dan jou ook dra op arensvlerke. Mag hy jou beskerm onder sy vlerke. Mag hy jou vrede gee wat alle verstand te bowe gaan, nou en tot in alle ewigheid. Amen.